Hallo julle, kom ons gesels. Ek kry gister my vriend ons gesels so 'n bietjie en hy sê vir my, nee, hy is nog mooi moeg om soggens op te staan en werk toe te gaan wanneer moet die werk nog net klaar word en so aan. Maar ek dink hy het omtrent so 'n jaar te gesukkel om weer werk te kry. 'n jaar of meer, minder. Gesukkel om weer werk te kry was maar 'n lekker ding, hè. En ek sê vir hom, jy moet nie die woorde noem nie, want jy weet tog hoe jy gesukkel om in werk te kry. Ek verstaan jy is moeg en so aan, maar ek kies liewer die woorde wisely. Want daar buite iewers is definitief 'n pa wat smag om 'n werk te hê, om terwyl die skole nou aangaan vir sy kinders te koop wat hulle nodig het, om te at least vir hulle skoolfonds vooruit te betaal. Iewers is 'n pa wat nou wonder en dink en met 'n benoude gevoel sit dat wat sit ek vanaand op die tafel om te eet. Iewers is daar 'n vrou wat haar man treiter oor hy week voorkom omdat hy nie 'n werk het nie. En hier teken jy 'n gesprek oor werk wat jy voel jy is nog net te moeg. Ja, moeg is alright, maar ek kan so sê, soos wat ek nou sê, omdat ek in die gesprek was, so ek weet spesifiek hoe was die gesigsuitdrukking, ek weet hoe was die attitude, ek weet al die dinge, so dit is nie dit align nie net met 'n gewone moeg nie, dit align met 'n irritated, ondankbare ding, en dit is wat my laat praat, soos wat ek met hom gepraat het, en dit is dat waardeer wat jy het, want daar iewers daar buite is daar iemand wat smag na dit wat jy het, wat dit so sal waardeer, of dit nou kinders is, of dit nou 'n man is, of dit nou 'n vrou is, of dit 'n werk is, of dit ouers is, of dit jouself is, jy kan dit opnoem. Waardeer wat jy het, moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. As 'n gesegde wat sê, jy weet nooit wat jy het totdat jy dit verloor het nie. En 'n mens het nie nodig om deur eie experience altyd te leer. Jy kan ook net leer van iemand anders se experience af. Soms. So ja. Maar ek wil ook sê vir die pa wat daar buite is en vir wie dit nou al 'n redelike 'n jaar of wat is, of meer is, wat sukkel om werk te kry, 'n vaste werk het, vaste inkomste het. Ek wil ook met die vrou of die ma ietsie los oor hoeveel druk ons op so iemand sit, is nogal overwhelming, en hulle is ook maar net mens, hulle maak ook maar net op God staat, en nie op hulle self staat nie, want hulle is ook maar deur God aangestel om agter 'n gesin te kyk en die leier te wees van daardie gesin. So ons moet regtig waaksaam wees oor wat ons spreek, wat ons sê, hoe ons dit sê, op watter manier ons dit sê, en regtig net soms 'n skouer is, iemand is wat net vir hulle optel. So kom ons waardeer wat ons het, moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En as jy in die kans staan om 'n verskil in iemand anders se lewe te maak, doen dit, want jy weet net nie hoeveel dit vir so iemand kan beteken nie. So ja, Jesus liefde.